Hier is Martin Steyn se Donker spoor in my hand. Pas gepubliseer met baie goeie resensies. Maar watter pad loop so 'n boek? Ek het by Isak de Vries van Lapa gaan uitvind. Gerard, inderdaad, dit is 'n baie lang pad, net soos wat jy nou noem. Maar omdat Martin se boek reeds deur daai baie belangrike proses van manuskripontwikkeling gegaan het, was dit vir ons 'n baie korter pad. Dit was bloot maar uit so 7 maande gewees, waar dit andersins baie langer kon wees. Maar omdat die boek op daardie stadium toe aanvaar is vir publikasie, kon ons reeds, omdat die boek baie goed was, 'n datum vir publikasie daarstel. So 'n paar dinge gebeur nou gelyktydig, maar dit verg baie goeie spanwerk en koördinasie. Die heel belangrikste span op hierdie stadium, interessant genoeg, is die mense wat die boek nou al gaan bemark. Ons stuur mense oor die hele land, of dit nou groot winkels is, of dit nou 'n klein boekwinkeltjie iewers in die platteland is, daar is mense wat op hierdie stadium al vir die boekwinkels gaan vertel van hierdie boek om hulle opgewonde te maak. Maar terug tot die skrywer en die redakteur, daar gebeur ook baie dinge. In hierdie geval het die redakteur opgetel dat in een van die later hoofstukke, 'n baie belangrike hoofstuk, waar een van die meisies nog vermis is en hulle moet baie mooi uitvind wie daar is, het sy gesê dit is te maklik. Ons moet die speurders meer laat werk, want anders gaan die leser nie tevrede wees nie. En op daardie stadium het Martin dit toe weer gaan oorskryf. So selfs al is die boek deur daai baie belangrike ontwikkelingsproses, is daar nog steeds prosesse wat opgetel moet word en daar word nog steeds gekyk na maniere om die boek beter te maak. En nou neem ek aan die geredigeerde boek is nou gereed en nou gaan dit na die ontwerper en die setter. Korrek, maar eers moet die uitgewer weer 'n oog daaroor gooi. Ons uitgewers gaan self weer met 'n baie fyn kam deur die boek, tel alle klein goedjies op wat nog moontlik kan gebeur, praat weer met die skrywer en dan word die setters en die voorbladontwerpers en daardie mense nog 'n keer ingeroep en hulle word gesê, dit is wat ons wil hê. En intussen kom die setter terug met die eerste stel proewe. Die eerste stel proewe word dan van die setter af gekry. Daar word nou op hierdie stadium 2 proeflesers aangewys en dit gaan dan na die outeur toe. Die 2 proeflesers en die outeur moet op hierdie stadium deur die proses gaan en dan word al daardie proewe, al 3 stelle word dan teruggestuur na die uitgewer toe wat die finale besluit maak oor wat moet gebeur. En Isak, dan is daar 'n tweede stel proewe. Die tweede stel proewe is belangrik want nou sit die uitgewer daar en sit en kyk na alles wat sy opgemerk het vir die setter, maak doodseker dat dit aangebring is en maak ook seker dat daar nie in die korreksieproses goedjies verkeerd gegaan het nie. En dan is daar 'n derde stel proewe. Daardie derde stel proewe is baie belangrik. Dit is nou waar ons presies seker maak dat daar nêrens 'n verkeerde woord is wat afgekap is nie. Dat al die punte en kommas in plek is. Dat die boek presies uitgespeel het op die hoeveelheid bladsye wat jy graag wil hê. Wanneer die uitgewer daarmee tevrede is, dan word daar 'n PDF gemaak en dit word na die drukker toe gestuur om gedruk te word. Maar eers moet daar 'n kopie vir die skrywer gegee word. Vertel vir ons van die dag toe hy sy boek ontvang het. Martin se boek was baie spesiaal. Dit was natuurlik 'n debuut en Cecilia Brits se uitgewer wou hê dat dit spesiaal moet wees. Sy het nie net vir hom 'n boks boeke gestuur nie. Sy het dit toegedraai in lint, daar was 'n bakkie sjokolade in gewees en alles moes daai boek baie spesiaal vir hom maak. Gelukkig was sy pa by met 'n kamera, so toe hy daai boks oopmaak en die eerste boek so vashou, het sy pa 'n foto geneem. Isak, en nou begin die opwindende gedeelte. Dit is bemarking, dis persverklaringe, dit is bestellings. Nou gaan die persverklaringe uit. Die boek is nou reeds in die winkel. Ons wag totdat die boek in die winkel kom voordat ons dit aan die pers bekend maak, want anders gaan mense vra vir die boek by die winkel en as hy nog nie daar nie. Maar ook, nou begin die lekker ding. Ons hou boekbekendstellings, waar ons mense nooi om 'n glasie wyn te kom drink, en daai bekendstellings word natuurlik afgeneem, en weer eens, ons gebruik die sosiale media, Twitter, Facebook, blogs, al hierdie goeders word uiteindelik gebruik om seker te maak dat die mense wat nie by die bekendstelling kon wees nie, tog kan deel daarin. Isak, dis 'n lang pad. Weet net as jy weer 'n boek optel of koop, dis 'n lang proses. En dan sê jy nog, meneer, die boek is duur?